Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. Goeiedag vriende, baie welkom by Doxadeo Tuinroete. Dit is 'n aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het, ek is Gerard en ek sien so uit saam met jou na dit waarmee ons vandag gaan begin. 'n Nuwe tema, is 'n nuwe kwartaal, maar voordat ons dit doen, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie. Ons kom uit 'n Paasseisoen tyd uit waar ons kon vier dat U liefde aan ons bewys het. Dat U self U heerlikheid kom openbaar het. En dat ons sekerheid kan hê van U liefde. En terwyl ons vandag tyd eenkant sit, dankie vir die Bybel, dankie vir U Heilige Gees, dankie dat ons deel kan wees van U kerk. En ons bid dat U al hierdie dinge sal laat saamwerk deur die werking van U Gees, sodat ons kan groei in dit wat U vir ons in gedagte het. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ons begin vandag met 'n nuwe preekreeks en eintlik is dit soos 'n tema vir ons hele kwartaal, wanneer liefde werk. Dis lekker as dinge werk, nee. Dis baie lekker as dinge goed werk. Maar die grootste lekkerte is wanneer ek en jy aan iets gewerk het en dan werk dit. Jy het dan iets gebou en jy kry dit reg en daar staan die boekraak en dit werk. Of die karretjie kan ry, of die vliegtuig kan vlieg, of wat ook al. Daar was 'n probleem en jy en jou kollegas of jy en jou gesin het saam gewerk aan 'n oplossing en dan implementeer julle daai oplossing en dit werk, dinge raak beter. 'n Sportspan wat 'n sekere strategie identifiseer en dan oefen hulle daai nuwe gameplan in en dan kom hulle in die wedstryd en hulle implementeer dit en dit werk. Wanneer ons gewerk het aan iets en dan werk dit. Dit bring 'n satisfaksie en 'n vervulling. Wanneer liefde werk, ons kom nou uit 'n Paasseisoentyd uit, waar ons die liefde van God, wat ons in Christus leer ken, Christus wat sy lewe vir ons gee, waar ons sy liefde gevier het. En dit het gewerk. Ek bedoel, die liefde van God het gewerk. Hier is ons, 2000 jaar later. Ons was nie ooggetuies nie, en tog het sy liefde ons harte en ons lewens aangegryp. Ons glo in Jesus. Sy liefde het gewerk. Dit werk al vir 2000 jaar lank. Maar dit werk nie net op 'n individuele vlak nie. Dis nie net dat Jesus se liefde individue raak nie. Vriende, iets wat die westerse samelewing sukkel om te erken, en baie keer weet, baie gelowiges dit nie, is dat die liefde van Christus, wat gedupliseer was, Jesus se lewe wat gedupliseer was in gemeentes, het so gewerk, dat dit die wêreld verander het. En as jy meer oor dit wil lees, of nuuskierig is oor daai onderwerp, Rodney Stark het 'n boekie, The Rise of Christianity, hy is 'n sosioloog, jy kan na Tom Holland of Tom Wright, albei is geskiedkundiges, se werke gaan kyk, waar hulle skryf oor hoe die wêreld van die Romeinse Ryk was. Dit was 'n rowwe wêreld. Daar was goeders daar aan die gang, wat jy nie in goeie geselskap sal praat oor eers nie. In daai wêreld was kinders byvoorbeeld glad nie belangrik nie. Mense het niks daarvan gedink as jy nie 'n kind kan bekostig nie om die kind buite te los. Die kinders onder puberteit ouderdom is in elk geval beskryf as dit. Die Romeinse Ryk se hoofstad Rome was op 'n stadium was die rioolstelsel verstop, al die babietjies in die rioolstelsel. Kinders is sommer weggegooi. Niemand het verskriklik snaaks gedink oor dit nie. Natuurlik was daar mense wat goed gekyk het na hulle kinders ook. Maar die punt is, in daai wêreld was kinders nie belangrik nie. Wat het verander? Wat het gemaak dat dinge anders geword het?
Jesus se liefde. Jesus wat kindertjies geseën het, sy lewe wat gedupliseer is in gemeentes en apostels, die leiers van die kerk, skryf briewe en hulle praat ook met kinders. Ewe skielik word kinders se status herstel, nuut gemaak, selfs met vrouens, selfs met slawe, klassisme, al die goeters het verander deur Jesus se liefde wat gedupliseer was in gemeentes en daar waar sy liefde gewerk het dit die wêreld verander. Ek kyk na een onderhoud waar ook 'n geskiedkundige vir Tom Holland vra, ag noem vir my een ding wat Christene in hierdie wêreld ingebring het wat nie daar was nie. En hy begin die een ding doen na die ander ding, die heiligheid of die belangrikheid van huwelike, die belangrikheid van kinders, die belangrikheid van die rol van die vrou. Die eerste ooggetuie van Jesus se opstanding was 'n vrou. Vrouens mag nie eens in daai wêreld getuig het nie. Oor en hy rammel so die hele lys goeters af. En ek sit daar en ek dink, deksels, baie van ons mense weet nie dit. Ons aanvaar dit vandag as dis hoe die wêreld is. Dit was nie so nie. Dit was Jesus se liefde wat in gemeentes, in communities van mense wat in hom glo gewerk het. En daardie liefde het so gewerk in die wêreld dat dit die wêreld verander het. En ons bid weer vir so iets. Ons bid weer dat ons iets van dit sal ontdek, hoe die liefde van Christus in ons as 'n gemeente groei en werk, soveel so, dat dit die wêreld om ons vernuwe. En dis die tema waarmee ons gaan besig wees hierdie jaar, maar kom ons begin net eers weer, ons maak die beginpunt vas. Ons het gehoor hoe Jesus oor sy eie dood gepraat het. Johannes 12 vers 24, Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit een enkele korrel, maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Hoe het die liefde van Jesus gewerk in die wêreld? Jesus het sy lewe gegee en sy lewe is gedupliseer in ander mense, in 'n gemeente, in 'n community. En dit is hoe Jesus se liefde in die wêreld gewerk het. Oor 'n tydperk van 300 jaar het dit die hele Romeinse ryk verander. Dis geweldig, vriende, en dis geskiedenis. Maar hierdie lewe, hierdie nuwe lewe, die Jesus tipe lewe wat hy gesaai het deur sy lewe te gee en wat nou vrug dra. Elke een, dis wat Johannes sê, wat in Jesus glo, het deel aan hierdie lewe. Hy sê hierdie dinge wat hy neergeskryf het, is sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam. Ons het deel aan hierdie nuwe tipe lewe, die Jesus lewe, wat hy kom gee het, deur sy lewe te gee. Ons het deel aan hierdie lewe, en vandag wil ons bietjie saamwerk aan liefde wat versekering gee. Want dis belangrik dat ek en jy die versekering van hierdie nuwe lewe en die deelname aan hierdie nuwe lewe het, sodat ons dan die res van die kwartaal kan ondersoek instel, kan ontdek en kan implementeer. Iemand het noudag, een van ons leiers gesê, implementeer in die Engels is so mooi beskrywend, to put into effect. Dat ons dit kan doen. Vandag wil ons tyd spandeer om net nog sekerheid te bou. Geloofsversekering. En ons gaan saam kuier uit Romeine 5 tot 8. Dit is so 'n eenheid binne die groot Romeine brief. Maar hierdie eenheid op sy eie is iets wat wil help met my en jou sekerheid dat ons deel het aan hierdie nuwe lewe. In Romeine 5 begin Paulus met die genade waarin ons deur die geloof staan, en dan beskryf hy die liefde van God. En dan in Romeine 8 eindig hy weer met die liefde van God. Dis hoe hy in Romeine 5 daaroor skryf. 'n Mens sal nie maklik vir 'n regverdige persoon sterf nie, al sou 'n mens dalk nog die moed hê om vir so 'n goeie persoon te sterf.
God bewys egter sy liefde vir ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Toe ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun. Hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word, nou dat ons met hom versoen is. Deur Jesus se dood het God sy liefde bewys, verseker. En dis hoe die nuwe lewe begin het. En dan in Romeine 8, dis mos daar wat hy sê, wat sal ons van al die dinge sê, as God vir ons is? Wie kan teen ons wees? Nou daai gedeelte eindig met hierdie woorde. En hy praat nou oor 'n klomp goed wat mense in hulle lewens beleef as teenstand. Goed wat hulle miskien juis kan laat twyfel. Het ek deel aan hierdie nuwe lewe? As my lewe so uitmekaar uitval, seker nie. En hy praat oor 'n klomp goed, teenstand. En dan sê hy, maar in alles is ons selfs meer as oorwinnaars, deur hom wat sy liefde aan ons bewys het. Vriende, ons kyk nie na ons omstandighede om versekering te hê dat ons deel het aan hierdie nuwe lewe nie. Ons kyk nie na ons emosies nie. Ons kyk na die liefde van God, wat hy bewys het, deurdat Christus sy lewe vir ons gegee het, toe ons nog vyande was. Kan ons net gou dit weer sê? Dink dit is belangrik. Dit maak geen sin as die idee so was. God het ons so lief en hy bewys sy liefde deur iemand anders te stuur nie. Nee, God self het ons so lief dat God self mens geword het en sy lewe vir ons gegee het toe ons sondaars was, toe ons sy vyande was. En hierdie liefde van God is ons versekering dat ons deel het aan hierdie lewe. Dis ons versekering. Ongelukkig vriende, dit lyk vir my dis deel van hoe ons groter word. As ek nou praat van groter volwassene word, nie in 'n goeie manier bedoel ek nou nie. Wat ek probeer sê is baie keer as 'n mens groot word, raak jy gewoond aan dinge. Kind is mos anders. Kind kan jy oor en oor dieselfde ding doen. Wat wil jy doen? Wat se storie wil jy hoor? Weer daai en wat wil jy doen? Doen dit weer, doen dit weer. Dis asof 'n kind iets in hom ingebou of haar ingebou het wat dinge nuut laat bly. Alles is dieselfde ding oor en oor. Ek en jy kan maklik gewoond raak aan die boodskap dat God ons so lief het, dat terwyl ons sy vyande was, het hy sy lewe vir ons gegee. En ek glo dis deel van wat die Heilige Gees ons mee wil help, dat daai boodskap vir my en jou nuut sal bly. Paulus skryf dit vroeër in hoofstuk 5, hy sê die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek glo een van die werkinge van die Heilige Gees, liefde wat werk, né? Want die Heilige Gees is aan ons gegee. Hy's 'n geskenk. Dis nie jy het hom verdien nie. Dis nie jy het hom gekry, gevind, gesoek en gevind nie. Nee, hy's 'n geskenk. God het sy Gees aan ons gegee, en die Gees, een van die werkinge van hierdie geskenk van God, is dat hy God se liefde vir ons wil nuut hou. Want dis die liefde van God vir jou, wat vir jou elke dag die versekering wil gee. Ek het deel aan hierdie lewe. Die liefde van God. En in hierdie kwartaal gaan ons bietjie oor dit gesels. Die werking van die Heilige Gees en hoe die werking van die Heilige Gees my help om elke dag met hierdie versekering te leef. Ek het deel aan die lewe van God, hierdie nuwe lewe, hierdie nuwe tipe lewe, die Jesus lewe. Ek het deel, en die liefde van God is die basis waarop ek daai sekerheid bou. Nie my pogings nie, die liefde van God, Christus se poging,
dit wat hy vir my kom doen het, terwyl ek 'n sondaar was, terwyl ek sy vyand was. Daai liefde wat aan my bewys is. Maar vriende, hier is iets interessant. As Paulus sê die Gees, deur die Heilige Gees is God se liefde in ons harte uitgestort. Dan aan die een kant is dit om ons versekering te gee van God se liefde vir ons. Maar terselfdertyd is dit dan die nuwe lewe wat in ons werk. Die liefde van God. Die DNA van hierdie lewe wat in ons werk en wat nou deur ons werk is die liefde van God wat ons in Christus leer ken. Het jy ook opgeval die einde van daai een versie, vers 10. Toe ons nog vyande was, is ons met God versoen deur die dood van sy seun. Hoeveel te meer sal ons deur sy lewe verlos word nou dat ons met hom versoen is? Toe ons God se vyande was, het hy onsself met hom versoen, maar nou is dit deur die dood van sy seun. Maar nou is dit ook die lewe van Christus wat ons red, wat ons verlos. Hoe kan Jesus se lewe my red? Want dis die koringkorrel wat gesterf het, wat vrug dra, en deur die Heilige Gees is die lewe van Jesus nou in ons aan die werk. Wanneer liefde werk, deur die Heilige Gees wat aan ons geskenk is, in ons werk hierdie lewe van Christus. En een van die maniere wat Paulus oor die werking van die Heilige Gees skryf, ook om ons te help met sekerheid, geloofsversekering, is 'n beeld wat hy gebruik. Hy gebruik dit in baie van sy briewe. Die beeld van eersteling, of soos in Engels bietjie meer beskrywend is, first fruits. Maar voor ons na die beeld kyk, kom ek vertel net gou eers 'n storieetjie wat jy miskien al gehoor het. Ek het dit ook al baie vertel, van die journalist Lincoln Steffens. Hy het so in die vroeë 1900 geleef, en hy was taamlik moeg vir kapitalisme en die effek wat dit op Amerika het en op die wêreld het. En hy was heeltyd krities oor dit. En op 'n stadium is hy saam met 'n span mense oor na die Sowjetunie toe. En dit was in die tyd wat kommunisme net begin het, en ek is nou nie seker of het net begin het, maar dit was sterk kommunisme, het was 'n ander sosiale stelsel. En toe hy terugkom in Amerika na sy belewenis in die Sowjetunie, toe sê hy hierdie bekende woorde, I have been over into the future, and it works. Partykeer lyk dinge op die oomblik of dit werk, maar in die langtermyn werk dit nie, nee. Ons almal weet wat die einde van kommunisme was. Maar die woorde wat hy gebruik, I have been over into the future, and it works. Hou daai woorde in gedagte, en dan gesels ons oor hierdie beeld wat Paulus gebruik van first fruits. Hy skryf in Romeine 8, ons wat die Gees as God se eerste gawe ontvang het. First fruits is hoe die Engels dit vertaal daar. Wat is die gedagte van first fruits? Wanneer jy in die landboubedryf is en jy saai en dit wat gesaai is kom op en dit begin ryp word. Daar's baie keer, sê nou maar, gars wat eerste ryp word voor die res, of koring wat eerste ryp word voor die res. Daai eerste ryp word, daai eerste koring of gars wat ryp word, is die first fruits. 'n eerste van wat kom. 'n eerste van die toekoms wat op pad is. Nou baie interessant. God het 2 feeste ingestel waar first fruits geoffer is. Ek het die mekaar geraak. Ek het al baie keer hieroor gepreek, so as ek nou iemand anders toe ook die mekaar gemaak het, maar ek het altyd gedog, albei was by die Pinksterfees, maar dit was nie. Die eerste first fruits fees was by Paasfees. Daar het hulle gerwe
van gars, want dit was gewoonlik die graan wat eers ryp geword het. Gars het voor die koring ryp geword, sodat gerwe van die eerste gars wat begin ryp word, het hulle gevat en gepluk, en dit het hulle voor God gewaai as 'n offer. En daai eerste ling, daai first fruits, was 'n simbool van die hele oes wat op pad is. Nou, as jy in die skrif lees, byvoorbeeld 1 Korintiërs 15, dan word Jesus genoem, hy die eersteling, the first fruit from the dead. Eersteling wat opgestaan het uit die dood. So hier moet ons so 'n bietjie dink, ons het al hieroor gesels, wat is die groot toekoms wat God beloof? En jy kan dit lees in Romeine 8, hierdie eindste hoofstuk, in 1 Korintiërs 15, in Openbaring 21 en 22 en baie ander plekke. Die groot oes wat God beloof, die groot toekoms van God, wat hy vir ons beloof en in gedagte het, is nuwe skepping. Opstanding uit die dood van al sy mense en nuwe skepping. Maak alles nuut. Nou sê die skrif, Jesus, toe hy uit die dood het opstaan, toe is hy die eersteling. Hy is die waarborg. God gaan alles nuut maak. En hy is nie net die waarborg dat God dit gaan doen nie, toe hy uit die dood uit opstaan, toe is die aankondiging dwars deur die hele kosmos. Nuwe skepping het begin. Jesus is die first fruit van die hele nuwe skepping. Soos God sy liggaam nuut gemaak het, gaan God sy hele skepping nuut maak. En ek en jy wat in Jesus glo, het deel aan daai lewe. Dis die belofte. Dis die belofte. As ons in Jesus glo, hoe Johannes gesê, het ons deel aan die lewe, sodat ons die lewe in sy naam kan hê. So dit was die eerste first fruit offer. Dit het die toekoms gewaarborg. Die tweede first fruit offer was met Pinksterfees. Pinksterfees het hulle die graan wat nou ryp geword het, ek weet nou nie of dit die gars of die koring is nie, maar het hulle van daai eerstelinge van daai graan gevat en hulle het brode gebak. En dan het hulle die twee brode voor God gewaai. God geprys dat hy die een is wat voorsien, sodat hulle werk kan doen. Hulle kan hulle brode bak, hulle kan eet. God is die voorsiener, hy is die een wat hulle werk in staat stel. Dit was die Pinksterfees. En nou, vir my en jou, op Pinksterdag word die Heilige Gees uitgestort en Paulus sê, ons het God se Gees as first fruit. Daai nuwe skepingslewe wat God beloof het, wat begin het deur Jesus, wat uit die dood uit opgestaan het, daai lewe werk nou in ons. Dis nie net 'n belofte van die toekoms nie, natuurlik waarborg Jesus se opstanding en die gawe van die Heilige Gees, ons het deel aan daai lewe en ons gaan ook uit die dood uit opstaan. Maar vanuit daai toekoms kom werk die Heilige Gees in ons. Nuwe skepping, nuwe lewe. En wat is die DNA van hierdie lewe? Die liefde van God, wat ons in Christus leer ken. So aan die een kant is dit 'n versekering, die first fruits, dat God gaan doen wat hy beloof het en ons gaan deel hê. Maar aan die ander kant is dit 'n lewe wat nou al in ons werk en kyk na die beeld. God gee die koring, die mense bak die brood. Dis nie net 'n lewe wat in ons werk nie. Ons word nou bemagtig om saam met die Heilige Gees aan hierdie nuwe lewe te werk waaraan ons nou deel het. Die first fruit van die Heilige Gees bemagtig ons om saam met God te werk. So ons kan in 'n sin sê, we've been over into the future, God's future, nuwe skepping, and it works. Jesus het uit die dood uit opgestaan en daai lewe
werk nou in ons en bemagtig ons. So wanneer liefde werk, is dit nie net die Heilige Gees wat in ons werk nie. Dis ons wat saam met die Heilige Gees werk, en ons het al hieroor ook gesels. Nou, onthou jy 2 Korintiërs 13 vers 13, die koinonia van die Heilige Gees, mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God. Hoe het ons God as liefde leer ken? Sou nie moontlik gewees het as God nie mens geword het, die genade van ons Here Jesus Christus. Maar hoe werk daai liefde nou in ons lewens? Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap is die woordjie koinonia, jy onthou dit, en koinonia is partnership. Daar's 'n shared, daar's 'n gedeelde vennootskap tussen ons en die Heilige Gees. 'n Gedeelde lewe, waar ons nou saam met die Heilige Gees werk, sodat hierdie nuwe lewe in ons kan groei, in Jesus se kerk kan groei, en ons 'n impak kan maak in die wêreld. Hierdie nuwe lewe, waarvan die DNA, die liefde van God is, wat ons in die genade van ons Here Jesus Christus kan ken. Vriende, hoekom is dit so belangrik dat ons hierdie versekering het? First fruit, Heilige Gees, Jesus, versekering, God se liefde het hierdie lewe aan my geskenk. Want hierdie lewe, ons gaan net die vennootskap met die Heilige Gees in hierdie nuwe lewe kan lewe. Ons gaan net hierdie koinonia, wat beteken dit? Wat is die werkinge van die Gees? Wat doen hy sodat ek saam met hom kan werk? Ons gaan dit net kan ondersoek en ontdek en implementeer in ons alledaagse lewe. As ons glo. Dis hoe Paulus Romeine 5 begin. Omdat ons nou op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons staan. Hierdie lewe is net genade, is 'n geskenk. En ons staan in hierdie genade net deur geloof. Dis wat Paulus al eerste hoofstuk in die brief skryf. Soos daar geskryf staan, die regverdige op grond van geloof sal hy lewe. Hoe gaan ek en jy hierdie lewe, hierdie koinonia, hierdie vennootskap met die Heilige Gees, wat nou die liefde van God in ons as 'n gemeente laat groei, hoe gaan ons dit lewe? Hoe gaan ons dit leer ken, hierdie vennootskap? Deur geloof, nie deur jou emosies nie deur jou om te kyk na jou omstandighede, nie eers om te kyk na jou eie lewe nie, maar om na Jesus te kyk. First fruits. En om dan te weet dat Jesus het dit moontlik gemaak, hoe daai oom gesê, die bloed van Jesus maak ons skoon genoeg, dat die Heilige Gees in ons kan woon. En hier's nog iets, wat Paulus dwars die Romeine 5 tot 8 doen. Die Heilige Gees wat in ons woon, hy vertel ons storie van Romeine 5 tot 8 in terme van Israel se storie. Hoor hom net gou vinnig. Israel was slawe, ons was almal slawe. In Adam, toe hy sonde doen, toe word ons sondaars, die dood heers. Israel is verlos deur die bloed van 'n lam. Hoe het ons nou uit daai slawerny uitgekom? Paulus skryf dit in Romeine 5. Hy sê, soos deur die oortreding van een mens veroordeling oor alle mense gekom het, so het daar ook deur die een mens se gehoorsame optrede vir alle mense regverdiging tot die lewe gekom. So net soos Israel verlos is deur die bloed van 'n lammetjie, is ons deur Jesus se gehoorsaamheid nie meer sondaars in Adam nie, ons is nou geregverdig tot die lewe. Ons is God se kinders, deur wat Jesus kom doen het, en daai nuwe status maak dat ons deel het aan die lewe van Christus. So Israel verlos, ons verlos, Romeine 5. Israel is toe ons deur die Rooi See, Romeine 6, Paulus praat oor doop.
Die Message sê dit so mooi. That is what happened in baptism. When we went under the water, we left the old country of sin behind. When we came up out of the water, we entered into the new country of grace, a new life in a new land. Israel, daar deur die Rooi See is die vyand se greep finaal gebreek. Ons gaan deur die doop. En dit is hoe ons vereenselwig met hierdie nuwe lewe in Christus, new country, waar genade regeer. Romeine 7 vertel dan oor die wet, en Paulus sê hy praat met mense wat die wet ken, so hy praat met die Jode wat daar in Rome gebly het. Maar wat ons baie keer mis met Israel se storie, toe hulle nou by die berg kom en die wet ontvang, al daai dinge het om een kernpunt gedraai. God sê vir Moses om vir die volk te sê, Exodus 25, hulle moet vir my 'n heiligdom oprig, dat ek tussen hulle kan woon. En dan in Exodus 40, toe het die wolk die tent van samekoms oordek, en die heerlikheid van die Here het die tabernakel vervul. Dis wat met Israel by die berg gebeur het. Wat gebeur met ons? Kry ons 'n wet? Ons kry die wet van die Gees. En ons nou baie oor gesels uit Korintiërs uit. Ons is nou die tempel, die tabernakel van God. Hy kom woon in ons deur die Heilige Gees. Dis wat Jesus reg gekry het deur sy offer aan die kruis. Die bloed van Christus het vir God 'n nuwe tempel gebou. Almal wat in hom glo. En die Gees kom woon in ons. Lees die Pinksterverhaal, Handelinge 2. Lees Romeine 8. Met hierdie storie van Israel in gedagte, dan besef jy alles het opgeloop tot hier. Dat God by mense kan woon in die Ou Testament, maar nou dat God in mense kan woon deur die Heilige Gees. En dis die storie wat Paulus vertel. Hoekom wil hy veel so groot storie vertel van Israel en dan nog groter van God se verlossing in Christus vir die hele mensdom, sodat die Gees in ons kan woon? Hoekom wil hy die groot storie vir ons vertel? Hy wil ons help met versekering. Want as ons versekering kan hê van ons geloof, kan ons saam met die Heilige Gees werk. Koinonia. En vriende, versekering met die groot storie help my en jou. Dit help jou regtig. As jy wegkyk van jouself en jy sien alles wat God gedoen het. In en deur Jesus, selfs in die Ou Testament al, hoe daai hele storie van Israel opgeloop het tot by Jesus. En Jesus wat sy lewe gee. As jy besef wat gebeur toe Jesus sy lewe gee, sodat die Heilige Gees in ons kan woon. Dis Paulus se punt in Romeine 8. Hy sê, maar as iemand, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die Gees, as naamlik die Gees van God in julle woon. Net daarna sê hy, as iemand die Gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Ons het al hieroor gesels, Romeine 8, 1 Korintiërs 12 vers 3. Niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Gees nie. As jy aan Christus behoort, as jy sê Jesus is die Here, is dit omdat die Gees in jou kom woon het. Dis die God wat ons liefhet. In Christus het hy sy lewe gegee, sodat ons kan deel hê aan die nuwe lewe. Deur die Heilige Gees gee hy weer homself, sodat hy in ons kan lewe en saam met ons kan werk aan hierdie groei in hierdie nuwe lewe. Die lewe wat uitgeken word aan die liefde van Christus. En net vir ingeval jy dink, want baie mense laat dit so klink, net vir ingeval jy dink, dis nie 'n saamwerk nie. Hoor hom net gou weer. Romeine 5, net Christus se gehoorsaamheid. Dis hoe ons verlos word. Romeine 6, en is ons wat ons laat doop. Romeine 6 vers 11, reken julle self dood vir sonde. Later in Romeine 6, vers 13, julle moet julle ledemate stel as tot beskikking as wapens van geregtigheid in hierdie wêreld. Dis ons wat dit doen. Natuurlik bemagtig die Heilige Gees ons nou. Maar ons werk saam met die Heilige Gees. So dit is 'n samewerking. Hoe sê hy in Romeine 8? Hy sê, diegene wat volgens die Gees leef, bedink
die dinge van die Gees. So ons wat dink, maar die Gees help ons en stel ons in staat. Een van die mooiste verse vir my, soos wat dit vertaal word in die Good News Translation, en die RSV, en die Kingdom New Translation is Romeine 8 vers 28. We know that in all things God works for good with those who love him. Dis regtig so, dat God deur Christus se lewe wat hy gegee het, nuwe lewe begin het, nuwe skepping het begin, dat daai lewe nou in ons werk deur die Heilige Gees en dat ons nou saam met die Heilige Gees werk aan hoe hierdie lewe tot volwassenheid kom en vrug dra in ons wêreld. En dis hoekom Paulus hierdie groot storie vertel, sodat ek en jy sekerheid kan hê van wat ons glo. Want dis deur geloof wat ons saam met die Heilige Gees gaan werk. So kan ek jou vra, wat is die storie? Wat is die groot storie wat jy glo oor jouself? Oor jou lewe? Paulus gebruik in hoofstuk 5 die woordjie roem. Wat is jou roem? Wat is die groot dinge wat sin en gewig aan jou lewe gee? Dinge waarop jy roem. Praat nou nie van verkeerde roem nie. Praat van die dinge wat jou lewe ryk maak. Wat is die groot goed in jou lewe? Ek wil nou sommer 'n voorbeeld gebruik. As jy jou toon stamp, is al waarvan jy bewus is, die pyn. Nee, vir 'n oomblik is dit die definisie van jou lewe. Wat is die groot definisie van jou lewe? Wat glo jy oor jouself? Waarop roem jy? Wat maak jy in jou gedagtes groter? Wat maak jy kleiner? En ek dink dis een van die eerste dinge wat die Gees ons mee wil help. Dit wat Paulus in Romeine 5 sê. Ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Later sê hy, ons roem in God. Die storie wat definisie gee aan wie ek is die storie van God self. God se heerlikheid. God se heerlikheid, wie hy is, wat ons leer ken in Christus wat sy lewe gee. Die liefde van God definieer. En nou, deur die genade van ons Here Jesus Christus, wat die liefde van God is, kom die Heilige Gees, en ons word vennote, koinonia van die Gees. Daar lê die definisie van ons lewens. So kan ek jou uitnooi hier aan die begin van hierdie tweede kwartaal, om net 'n bietjie stil te staan by hierdie versekering. En laat die versekering, dat dit is alles wat God vir jou gedoen het. Kyk na die groot storie. Dis wat God gedoen het. Dat daai versekering oorgaan in 'n roem. Nie arrogant nie. Hoe kan jy arrogant wees? Want Christus het sy lewe gegee toe ons sy vyande was. Maar in 'n roem van aanbidding. In 'n roem van dis wat groot is in my lewe. God, sy storie van Christus en die Heilige Gees, sy first fruits wat hy gee, waarborg my lewe, waarborg dat ek deel het aan hierdie nuwe lewe, wat van Jesus se lewe wat nou gedupliseer word in sy mense. En mag die Heilige Gees jou hierdie week help om versekering om te groei in versekering en dat dit oorgaan in 'n roem. I will bless the Lord at all times. Ek prys die Here. Sy groot storie definieer my. Hoe is ons tema hierdie jaar? Marked by His glory, known by His love. So kom ons ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus,
En die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees by elkeen van ons bly. So seën die Here ons met nuwe lewe, 'n lewe van liefde.